Kosbare koningskind, dit is 2026, 1 Januarie. Gisterand toe ek, of in die vroeë oggend toe ek nou so luister, toe dit nou 12 uur word en al ek hoor die vreeslike gelawaai hier buite. Dit klink soos 'n oorlog. Dit klink soos 'n oorlog hier in die buitekant, soos wat die vuurwerke en die crackers en die goeters afgeskiet word. Dit is verskriklik. Ek het nog nie in my hele lewe dit gehoor soos gisterand nie. En dit klink soos 'n oorlog, jy weet? En ek dink so aan 'n fliek wat ek baie jare gelede gekyk het. Dit was van hierdie Amerikaners. Daai tyd was dit 'n vreeslike oorlog tussen Amerika en Vietnam. En hoe die Vietnamese van die Amerikaanse soldate gevange geneem het. Ek dink daar was 8, ek kan nie mooi onthou nie. En hoe hierdie Amerikaners, hierdie top soldate, hulle stuur nie roekies in nie, hulle stuur nie die wat nou net ingekom, die top soldate, hoe hulle bymekaar kom en hoe hulle nou 'n plan maak om hulle makkers te gaan bevry. Dit het baie lank se beplanning gevat. En hulle sit om 'n tafel en hulle sit die plan uit en waar hulle gaan kom en wat. En ek onthou, dit was vir my so treffend. Hier gaan hierdie groep van, ek weet nie, ek dink dit was omtrent 10 top soldate en hulle bekruip hierdie Vietnamese kamp. Maar die bevelvoerder, almal se oë was op die bevelvoerder. En hulle is doodstil. En hulle bekyk nou na in hierdie kamp, hoe hierdie Vietnamese hier loop en hierdie plek bewaak. En hierdie aanvoerder se hand is in die lug. En terwyl sy hand in die lug was, moes hierdie soldate niks doen nie. Maar toe sy hand sak, toe storm hulle en toe skiet hulle en toe bevry hulle die makkers van hulle. En op daai stadium het ek nie geweet die Here het vir my 'n boodskap daarin nie, want ek was nog op daai stadium, ek praat nou seker van seker 30 jaar gelede, was ek nie op die vlak waar God met my intiem kon praat nie. Maar hierdie afgelope jaar is dit asof ek die hele tyd aan daai storie dink en ek sien hoe die aanvoerder sy hand in die lug hou. En ek sê, Here, wat wil U vir ons vertel? Wat wil U vir ons laat weet? Wat is die plan? En weet jy, die Here het dit vir my oopgemaak. Die Here is ons aanvoerder. Die Here is ons aanvoerder. Weet julle wat? Ons lewe in 'n baie gevaarlike oorlog in hierdie tyd. Seker die ergste wat ons in ons hele lewe deurgegaan het. Die vyand weet sy dae is getel. En God wil hê sy troepe moet regmaak. Sy troepe moet wakker wees. Maar wat hy wil hê is, ons oë moet op hom bly. Ons moenie ons eie ding doen nie.
Ons moenie as daai troepe nie na die aanvoerder gekyk. Ek dink hulle was so geïrriteerd met die aanvoerder dat hulle seker gedink het, ja maar nou is die tyd. Nou moet ons ons ding doen. Nou, daar's nie nou Vietnamese op die stoepe nie. Dis nou die tyd. Maar terwyl die aanvoerder se hand in die lug was, moes hulle stil bly. Want as hulle beweeg het op hulle eie tyd, op hulle tyd, dan was hulle almal doodgeskiet. Want jy sien, die aanvoerder het iets gesien. Sy oë was op iets wat die troepe nie gesien het nie, want die troepe se oë was op hom. Daai klomp wat saam met hom was, maar die aanvoerder het gekyk. Hy het geweet waar lê die Vietnamese en wag. En dan wys hy ook in die donker, wys hy 2 daai kant toe, 2 daai kant toe. En jy weet, en hulle het geweet, as hy sê doen, dan het hulle gegaan. En op die regte tyd, toe hulle toe hy sy hand laat sak. En op die regte tyd het hulle die oorwinning behaal. En die Vader sê vanmôre vir my en vir jou, wag my kind. Op die regte tyd sal dinge gebeur. Solank as wat ons oë gefestig is op Jesus, ons leidsman, ons aanvoerder. Solank as wat ons wag en ons bid en ons doen nie ons eie ding nie, sal die Here vir ons die uitkoms gee. Die Here sê, my kind, wees stil. Ek sal vir jou stry. Ons is so geneig om ons eie ding te wil doen. Ons eie sê te wil sê. Jy weet? Ons eie saak te verdedig. Ons wil ons eie ding doen. Maar God sê, my kind, wag op my. Bly stil. Moenie as iemand jou te nakom wil terugveg nie. Nee, draai om. Bly stil. Gaan in jou binnekamer en sê, Vader, U hoor mos nou hoe ek te nagekom het, Here. Here. U weet mos nou wat hier aangaan. En dan sê die Here, ek weet, want jy sien, die Here weet alles. Die Here weet alles. Daar's niks in die donker wat gebeur, my boetie en sussie, wat God nie van weet nie. Weet jy, hy ken jou wat jy dink. Hy weet presies wat jy dink. Hy ken jou hartseer. Hy ken jou bekommernis. Hy weet wat in die ander kamp aangaan, man. Hy weet wat in die ander kamp aangaan. Hy ken jou lewe. Hy ken die vyand se kamp. Hy weet wat die vyand aan jou doen. Dis nie dat God nie weet nie. Maar weet jy, omdat jy aan die wenkant is, omdat jy aan God se kant is, verwag hy van jou en van my. Kyk na my hand. Moenie jou eie ding hierdie jaar doen nie. Ons beplan dinge. Ons wil dinge laat gebeur. Maar die Here sê, wag op my, my kind. Wag op my. Dit gaan partykeer lank vat. Dit gaan langer vat as wat jy wil hê. Maar as jy jou vertroue in jou aanvoerder se hand sit, dan gaan die dinge vir jou reg uitwerk. Want die dag as ons eie ding wil doen, ons eie besluite wil neem, sonder om te kyk na ons aanvoerder, dan maak ons droog, julle ouens. Dan gaan die vyand ons baie hard slaan. Maar as ons vandag kan sê, Vader, dis die 1 Januarie.
Ons weet nie wat hierdie jaar vir ons inhou nie. Maar vanmôre wil ons sê, Vader, U is ons aanvoerder. Ons wil op U wag. Ons gaan stil wees, Here. Moenie dink as jy stil is, jy's 'n lafaard nie, hoor. Moenie dink as jy stil is en jy draai jou ander wang, dat jy's 'n lafaard nie. Nee, nee, nee. God is jou aanvoerder. Die Here sal vir jou stry. Die Here sal vir jou stry. Solank as wat jou oë gefestig is op jou aanvoerder. Solank as wat jy gaan bid oor 'n saak. Moenie dinge uit jouself doen nie. Moenie besluite neem en sê, Here, hierdie jaar gaan ek dit doen en ek gaan dit doen en ek gaan hierdie ding koop en ek gaan dit en dat nie en ek gaan my eie ding doen. Nee, 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 julle ouens, kom ons wag op die Here. Met elke besluit wat jy hierdie jaar gaan doen as die Here ons nie kom haal voor die tyd nie. Enige ding waaroor jy gaan besluit, gaan eers na jou aanvoerder, jou bevelvoerder toe. Gaan na jou bevelvoerder, die Here Jesus Christus, en sê, Vader, ek wil graag dit doen. Dra dit U goedkeuring weg. As jy die Here in jou saak innooi, dan gaan jou saak goed afloop. Dan gaan jy die geveg wen. As jy die Here kans gee om vooruit te loop. Die Here sê in die Bybel, ek stuur nie vir Gabriël of engel Gabriël of 'n engel voor jou uit nie. God sê in die Bybel, my kind, ek self gaan voor jou uit. Ek self gaan voor jou uit. Weet jy, en in Psalm 23 sê, in die spore van geregtigheid. As ons in die spore van geregtigheid loop, as ons doen wat reg is in die oë van ons bevelvoerder, dan is daar 2 soldate wat agter ons loop. Goedheid en guns. En hulle sal ons volg. Maar ons moet in die spore van geregtigheid loop, my boetie en sussie. Ons moet doen wat reg is in die oë van die Here. Dan kan ons met vrymoedigheid na ons bevelvoerder toe gaan en sê, Here, ek loop in die spore van geregtigheid. Ek lewe soos wat U wil hê ek moet lewe. Ja, daar's tye wat ons foute maak. Daar is tye wat ons struikel en ons val. Maar weet julle wat? As ons saam met ons bevelvoerder stap, dan gaan hy ons elke keer optel. Hy gaan ons elke keer weer vashou en sê, is okay man, ons loop hierdie pad saam. Ons oë gefestig op Jesus, ons leidsman. As ons elke dag so kan begin, sê Here, hierdie dag lê voor my oop. Hierdie jaar lê voor my oop, maar there's no way dat ek hom gaan stap sonder my bevelvoerder. Daar's nie 'n manier wat ek hierdie jaar gaan deurstap sonder om my oë gefestig te hou op die Here nie. Dit kos niks nie, julle. Weet julle, dit kos niks nie. Dit kos net daai bietjie tyd wat ons in ons Bybel, ons wapens 'n bietjie skerp maak. Ons lees die Bybel, ons bid en ons trek die volle wapenrusting van God aan elke dag. En weet jy, as die vyand kom, dan kyk jy nie na jou vyand nie. Jy kyk nie na, Griet, wat gebeur nou nie. Jy kyk nie daarna nie. Jy kyk dadelik op en jy sê, Here, U is my bevelvoerder.
U is my aanvoerder. Help my met in hierdie saak. En die Here sê, solank as wat jy jou oë op jou bevelvoerder hou, die Here, die God van die hemel, dan gaan jy dit maak. Dan gaan ons dit maak, my boetie en sussie. Maar dis die dae wanneer ons alleen wil die ding doen. Die dae wat jy begin en jy spring uit die bed uit en jy bid nie en jy lees nie jou Bybel nie en jy vat hierdie dag aan. Pas op. Die vyand is baie, baie listig. Die Satan hou ons as koningskinders baie goed dop. Maar as ons saam met die Here begin elke dag, dan gaan ons dit maak. Want dan het ons mos vrymoedigheid om te sê, Here, vanmôre begin ek met die Here. Begin ek met my Vader. Weet jy, as jy in die werk toe ry, sluit jou kar se deure en wees besig met die Here. Wees besig met die Here, loof en prys hom en eer hom. En dan gaan die Here jou daai dag help, my boetie en sussie. Dit is maar wat ek vir jou wil gee vanmôre. Moenie jou lewe lei asof daar nie 'n bevelvoerder is nie. Want dan gaan daar probleme kom. Groot probleme, glo vir my. Hou jou oë op die Here. Hou jou hand in die hand van die Here en sê, Vader, met my God spring ek oor 'n muur. Met my Vader loop ek 'n bendestorm. Ons gaan nie vrees nie. Want wat kan 'n mens jou doen as jou oë gefestig is op jou leidsman en jou aanvoerder? Vader, seën ons as u kinders in hierdie dag, in hierdie jaar. Here, help ons om ons oë gefestig te hou op u. Help ons om stil te bly, stil te wees, want die Here, u Vader, stry vir ons. Ons hoef nie te stry nie. U is ons verdediger, Here. Help ons om oor te gee, te sê, weet jy, wat ook al, God se wil sal geskied. U wil vir u kinders is goeie nuus. Al wat u wil hê is, ons moet weet wie die sterk een is in ons lewe. U is in ons, Here. En saam met u is ons meer as oorwinnaars. Ons gaan dit maak hierdie jaar, totdat die Here kom om ons te kom haal, totdat u kom op die wolke. Saam gaan ons dit maak, Here. Maar ons wil nie ons hand uit die hand van ons bevelvoerder hou nie. Nooit wil ons alleen loop nie. Nee, Here. Help ons, loop saam met ons. Ons nooi u ons saam met ons hierdie jaar, elke dag, elke oomblik te stap, Vader. Dan is ons veilig. Ek pleit die bloed, ek roep die naam van Jesus oor elke koningskind. Hoor ons gebede, Here. Hoor ons gebede en antwoord. Ek bid dit in die naam van Koning Jesus en ek sê vir u baie, baie, baie dankie daarvoor, Here. Amen.